gebruik 'n tweede kans saam met die Here? Wel, punt nommer 2 sê dit duidelik, dis 'n aktiewe bekering. Dis 'n aktiewe bekering wat plaasvind. In Jona 1 vers 3 het ons gelees, ons het gesê, kyk, Jona maak klaar en gaan na Tarsis toe. Maar dis nie wat hier gebeur het nie. Hy het opgestaan en waarheen het hy gegaan? Ninive toe, waarheen hy geroep is, soos God hom beveel het. En ongelooflik om te gaan kyk, as jy na die Grieks en die Hebreëus gaan kyk, dan gebruik hulle dieselfde werkwoord hier vir die aksie, maak klaar, staan op, ek moet dalk vir my kinders begin sê, koem. Dan sê, dit klink ons cool, koem gou saam, right? Maar dis die Hebreëse woord. Hebreëse woord hier is koem wat hulle hier gebruik, maar dit beteken eintlik net, maak klaar, kom. Maar die rigtings van hoofstuk 1 en hoofstuk 3 is totaal en al aan die ander kant toe. Dit is bekering, vriende. Dis bekering wanneer ek wegdraai van my ou lewe af, wegdraai van my sondige natuur en ek draai na die rigting waar die Here gevra het ek heen moet gaan. En vriende, ek wil vandag vir jou kom sê, ja, as dit kom by bekering, dan is daar emosie betrokke, maar dit is nie altyd 'n emosionele ding nie. Dis nie net emosies wat betrokke is nie. Ek voel nie net jammer vir myself en sê, ag, ek is skuldig, ek is hartseer en nou moet ek iets doen nie. Nee. Wat Jona vir my en vir jou hier kom wys in vers 3 is dat hy sê, Jona, staan op. Hy's gehoorsaam en hy loop. Wat beteken? Sy bekering lê nie net in sy emosie nie. Dit lê nie net in 'n gevoel nie. Dit lê in die rigting waarheen hy nou beweeg. Dit is pragtig as ons na Jona gaan kyk. Vriende, hier sien hy. Hier sien ons so Jona, hy het opgestaan, hy het klaargemaak en hy het gegaan. En is so mooi gestel in Filippense 3 vers 13, wat ek en jy kan doen, vriende. Broers, ek verbeel my nie dat ek alles al het nie, ons weet dis Paulus wat dit sê, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat? Voor is. Ek het al voorheen hieroor ook gepreek, dis hierdie atleet wat jy nou sien, hy strek na wat voor is, die atletiek, die wenstreep is daar, hy kyk nie terug nie, so hy strek na wat vorentoe, en hier sien ons vir Jona, hy los als wat agter hom is, hy los wat gebeur het in die vis, hy doen een ding, nie twee nie, nie drie, nie wat hy voel nie, hy doen een ding, daar's 'n aksie betrokke, hy gaan vorentoe, en vriende, ek en jy moet vorentoe kan gaan, moenie vasgevang word in jou verlede nie, moenie heeltyd agter jou kyk nie, want dis nie die verwagting wat die Here vir my en jou gee nie, en dis nie wat Jona gedoen nie, hy het nie in die vis gebly nie, hy het opgestaan, en God het sy roeping in daardie oomblik om bevestig, toe hy hom die tweede keer roep, en dalk is dit vir my en vir jou tyd om 'n koersherstelling te doen, maar hoe gaan ek die koersherstelling in my lewe meet? Wel, is baie maklik. Die beste bewys van 'n koersherstelling, soos wat ons hier van Jona sien, is dat dit nie net 'n gevoel kan wees nie. Dit kan nie net 'n gevoel wees nie. Ons moet letterlik ons tekkies op die teer sit en 'n beweging in die regte rigting begin kry. Dis hoe bekering aktief begin lyk, vriende. Maar voordat ons dit kan doen, voordat ek en jy kan beweeg, moet ons nie net terugkyk nie, ons moet opkyk. Ons moet opkyk. In Jeremia 29 vers 13 sê dit so mooi, sê, julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele harte daarna vra. Dink julle Jona in daardie vis het met sy hele hart gevra, Here red my. Met sy hele hart, het ons gelees, het hy van die doderyk uitgeroep. Uitgeroep, Here red my. So vriende, en die Here doen dit. Hy's genadig en hy spoeg, die vis spoeg vir Jona uit. En wat daardie opkyk beteken vir Jona in daardie oomblik is daar's vergifnis wat plaasvind. Die Here kom vergewe hom vir dit wat hy gedoen het, vir die vlug wat hy gedoen het. Jona kom bely sy skuld voor die Here en God kom herstel hom in daardie vis se maag. En dan lees ons in Jesaja 43 vers 18, maar moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Vriende, ons kan nie stilstaan by die verlede nie. Jona, al was sy hart nog nie reg nie, en dis oor 2 weke wat ons oor daardie hart gaan gesels, al was sy hart nog nie in die regte plek nie, hy het vorentoe beweeg. Hy het nie in die verlede geleef nie. En ek wil vandag vir jou kom sê, vriende, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Die Here diskwalifiseer jou nie daaroor nie. Maar jy is geroep om iets anders te doen. Jy ken nou Jesus. As jy 'n fout gemaak het, hanteer dit. Bou 'n bruggie, kom oor dit, kom terug na jou roeping toe.
kyk op, want jou roeping in die Here word behoue. Hoe weet ek dit? Jonas se roeping is behou. God het sy roeping behou. In Hebreërs 10 vers 22 laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig en van skuldige gewete en ons liggaam is gewas. Wanneer ek en jy tot daardie punt kan kom, vriende, waar ons sê, ons sit ons lewens, ons hele lewens binne in die hande van die Here, dan is ons gewete skoon gewas. Hou op leef in die verlede. Vriende, staan vanoggend op. Staan op en loop. Want dis wat Jonah gedoen het. Hy het opgestaan en geloop. Want God kan en hy wil jou gebruik. Amen. Elke liewe een van julle. En dan besef ons, die krag van wat hier gebeur, vriende, lê nie in Jonah nie. Dis altyd in die boodskap.